weet julle is mense wat 5 uur opstaan en dan gaan 4 uur. 4 uur, okay. En dan hardloop julle 15 kilos in gym en sulke goed. Ja. Ja, ek wil net hoor wat inspireer julle om in die oggende op te staan en die dag aan te vat? Om te go. Om te go, ja. Ja, kyk, ek het seker die laaste keer, ek was seker 24 jaar oud toe ek vir 'n maatskappy gewerk. Van daar af het ek my eie entiteite gebou en so aan. So ek's 55, figure dit uit. Is oor die 30 jaar wat ek doen, hoe sê hulle, solo vlieg. So, en 'n realiteit is wat ons moet verstaan. Jy kan in 'n goeie ding wees, maar nie in jy is nie die regte ja, 'n vis moet nie op droë land wees. Ja. 'n Voël moet nie soos 'n hoender loop nie, jy weet. Hy moet in die lug wees. 'n Arend moet vlieg. Nou 'n hond moet blaf. Hy moet nie brul nie. As 'n hond brul, sê ons ja. Maar so elke ou het sy ding en ek het van daai tyd af al gesê ek wil my dae en vryheid so geniet en op die stadium is dit wat ons vir my aan die gang hou. Ek bly betrokke iewers met stelsels of sisteme. En tans is dit nou wat ons nou op die stadium doen. Ek weet nie wat my lewe in die toekoms gaan vir my gee nie. Dalk verander dit die Here van plan en ek doen weer iets anders. Maar dit sal altyd in die voege bly. Vandat ek 25 is, het ek stelsels en sisteme design. Nou sit ons met 'n media stelsel. En ja, ander dag dan of hy word groter of ons doen iets anders. Maar as jy dit doen, dis wat ek wil sê, as jy 'n perske put is, gaan daar die planting gaan daar 'n perskeboom opkom. En baie van ons is dalk 'n mosterdsaadjie waar soos die Here sê en as hy in die grond is groei tot 'n magtige boom en dan sal die voëls van die hemel daar 'n neste maak. En dan wil ons eerder 'n avokado peerpit wees wat groei. En die Here sê maar jy moet eintlik 'n mosterdsaad wees. So ek dink as jy weet van watter saad jy is, dan is jy gelukkig in jou lewe elke dag. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy maak altyd nie. Ja, dit gebeur ook. Ons is altyd teen voorspoed vir 'n sakeman, 'n besigheidsman, 'n entrepreneur. Dit is 'n barometer, fondse is 'n barometer wat eintlik wys het jy die intellek, het jy die energie, het jy die beplanning om dit te doen. En ja, toe's daar nou 'n fase van my lewe waar hierdie media stelsel is. En ek voel redelik vir die bietjie energie wat ek ingesit het. Toe ek vroeër in die ander bedrywe was, het ek ongelooflik gehardloop. Ek was baie besig. Besiger as nou. En dalk was ek so op 'n klein vakansie dalk weer vir ander goed, ek weet nie. Maar ek weet net wat soos hierdie stelsels wat nou hier gedesign is en wat ons hier doen, ek bly as ek 'n perske put is, word ek 'n perskeboom en ek gee perskes af. So een bietjie raad wat ek iemand kan gee is, vind uit wie is jy in jou praat bedoelend goed. As jy 'n sakeman is, kyk waarvoor jou hart klop. Onthou, 'n sakeman gaan nie net ek gaan nou vetkoeke bou, nie samosas nie want daar's geld in vetkoeke. Jy moet ten minste 'n passie hê vir samosas of vetkoeke. Of vir hamburgers, wat vir McDonald's. Iewers het iemand gaan 'n stelsel uitwerk. Maar nou is te baie ouens vandag bevind om dan begin hy in 'n stelsel invaar en hy's eintlik 'n vetkoek ou vir die ouens wat nou nie lekker begryp daar buite nie. Ek praat dan tot groot sake ook. Ek assosieer met lekker kleiner sake en dan piep iemand hier in sy oor en sê hoor, daar's nog geld in samosas. Dan vlieg almal om en hulle hol na die samosas toe en 5 jaar later dink ek, Here my God, ek moes nooit samosas het. Ek haat 'n samosa, ek hou nie van 'n samosa nie. Die plek ryk jy weet 'n samosa is baie lekker, maar vetkoeke is net beter. Dan het jy nou vir 5 jaar jy tyd gemors. So ek was 24 toe vind ek uit ek kan stelsels en entiteite en sisteme design. Ek het ongelooflike groot goed gedesign en myself bietjie uitgebrand. So ek het so 12 jaar rusperiode nou gehad. Hierdie saak is aan die gang en ek weet
baie ouens sê dit is oulik, maar ek weet daar kan baie groter goed ook gebeur, maar dit sal die toekoms ons leer. Ons moet maar kyk, want ek is so, ek wag vir as die suidewind waai, dan gaan ek suid. Nee, as die suidewind waai, gaan jy oos. Nee, het gaan nie noord. Waar is ek nou? As hy ons aan die een kant kom, en dan wag ek maar vir watter kant toe hy gaan. Maar ja, as ek 'n perskepit is, jy's gaan 'n perskeboom hê, jy gaan sien dis 'n perskeboom, en jy gaan sien hy gaan vir jou vrugte gee, perskes. En dit laat jou opstaan in die oggend. Yes. Ek het vir 5 jaar vir 'n maatskappy gewerk. Dit was die tweede maatskappy vir wie ek gewerk het, net na Weermag. En ek het in daai 5 jaar elke oggend gehad wat ek opgestaan het om te gaan werk. Ons is so 'n bietjie platvloers praat. En ek het vir 5 jaar, as dit Vrydag is, 'n naweek omgewens en gebid dat daai naweek vir ewig aanhou, of dat 'n wegraping plaasvind. Sulke goed. En dan gebeur dit nie, dan is dit Maandag. En dan is dit Maandag, Dinsdag, Woensdag, en dan is dit Vrydag. As ek so bly vir daai naweek, en dan is dit weer Maandag. En toe ek daar uit beweeg, en ek het in 'n maatskappy as bestuurder begin inkom, toe assosieer ek, en skielik wou ek naweke werk. Ek wou elke dag werk. Ek kan nie van die kantore af wegbly. En toe ek in besigheid gaan, toe moet hulle sukkel om my by die huis te kry. So dit het so verander, want toe ontdek ek wat se saad is ek. So ja, as jy op die stadium hierdie wat ons doen, ek hou van media al die jare. Ek is nog altyd media, kuns, musiek, is ek weer geslaan. So, maar dan kyk ons van die media af, wat ek koers gaan ons, en ek hoop en ek glo, dat daar gaan mooi winde waai, want ek raak gou verveeld.